Daar sê 'n hartlike goeiemôre aan almal wat vanoggend hier is. Dis lekker om al die vriendelike gesigte te sien hier. Ek sien hier's 'n hele paar van ons kinders ook. Ek is so bly om julle te sien ook hierso sommer so in die skoolvakansie, né? Ons het nou ongelukkig nog nie jam nie. Die tannies, hulle is hier vanoggend want ons het nou juis 'n vergadering na die kerkdiens om 'n bietjie te gesels oor julle interessante program vir die volgende helfte van die jaar. So dinge is aan die gebeur, maar ons het nou nog nie ons jam nie. So julle moet nou maar net vanoggend julle bes doen om mooi stil te sit, nê? Ek weet julle kan. Julle is awesome kinders, nê? So julle gaan baie mooi probeer stil sit. Sit reg so. Alright, hulle gaan baie mooi probeer. En ja, kom ons blaai vanoggend daar na Matteus. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Matteus hoofstuk 11. Ek het my kleiner Bybel vanoggend hier, so dit is in my 83 vertaling op bladsy 16. Matteus hoofstuk 11 daarso. En natuurlik mag ek mos nou ook nie vergeet om vir ons aanlyn kykers ook te sê 'n hartlike goeiemôre. En ek is inderdaad, ons almal is inderdaad so dankbaar dat ons ook op hierdie manier deur Facebook ook dan nou die evangelie kan deel en hierdie boodskap wat ek glo die Here werklik vanoggend op sy hart het vir almal van ons, dat ons dit ook so kan deel. So hartlik welkom aan ons aanlyn kykers. Ek wil miskien net vir julle hierdie stukkie vanoggend gou uit my eie lewe uitdeel. Ek het mens bid mos nou maar elke week soos wat jy gereed maak vir die Sondagoggend se boodskap en word stil by die Here om te hoor wat glo jy is op sy hart vir ons as gemeente, soos wat ek en Andre en Ronel en wie ook al dan doen wat hier voor is in die week dan nou, soos ek sê, besig is om stil te word en voor te berei. En ek het die hele tyd gedink daar is 'n ander gedeelte en 'n ander boodskap wat ek vanoggend gaan kom deel. Maar toe ek vanoggend opstaan het hierdie gedeelte, hierdie spesifieke gedeelte uit die Bybel net so swaar op my hart gedruk. En ek glo regtig, dit is wat die Here wil hê ons vanoggend moet hoor. En ja, die ander boodskap, hy is nou nie van die baan af nie. Heel waarskynlik sal hy op 'n volgende keer sal ek die voorreg hê om hom te kan kom deel. Ek kan sommer by voorbaat vir julle so lank uitnooi volgende Sondag gaan Andrei vir ons weer die boodskap bring en julle moet seker maak dat julle ook dan hier is. Maar kom ons kom terug na vanoggend se boodskap. So hierdie woorde glo ek is regtig vir baie van ons wat vanoggend hier sit, indien nie vir elkeen van ons nie. Maar onthou, jy moet dit vanoggend vir jouself kom vat. Dit help nie ons hoor dit net en dit gaan maar verby ons nie. So dit is jou verantwoordelikheid om vanoggend hierdie woorde vir jouself te kom neem. Nou, julle kan net daar oophou voordat ons daar gaan lees. Maar ek dink as ek vanoggend vir julle sou sê of 'n raaiskoot sou neem om te sê as ek vir almal vanoggend hier moet vra, steek jou hand op as jy vanoggend voel dat jy 100% reg is vir die nuwe week, dat jy 100% reg is vir die tweede helfte van 2026, want onthou ons is nou al in Julie in, né? Ons voel dit in die oggend as ons opstaan. Hy ysigheid. En dis maar nog donker as 'n mens vroeg moet opstaan. Gelukkig kan die kinders hopelik darm so 'n bietjie later slaap nog in die skoolvakansie. En ja, so as ek vanoggend moet vra, wie is 100% vol energie en sien 100% kans vir hierdie tweede helfte van 2026? Hoeveel van ons sal vanoggend ons hande opsteek? Julle hoef dit nou nie te doen nie, maar ek dink daar's nie baie nie. Nico, wil jy jou hand opsteek? Dit is jy reg. Great man. Great. Nico sê hy is 100% reg vir hierdie tweede helfte van die jaar. Nou Nico,
dan moet jy maar mooi luister sodat jy die boodskap vir iemand anders kan gaan deel, wat dalk nou nie so opgewonde en reg is vol krag is soos jy nie, hoor. Alright, goed. Maar ek weet, ek voel vanoggend nie 100% vol krag en opgesuik en reg vir die tweede helfte van die jaar nie. Ek het meer 'n gevoel van in die oggende nou, as ek wakker word, dink ek, wat 'n dag van die week is dit, okay, wat lê alles vandag voor om te doen, Dis so ek op hierdie oomblik voel, en ek dink nie ek is al heeltemal alleen nie, want ek dink, meeste van ons, dalk meer as jy, nou, ek weet nie as jy groot mens is nie, maar ja, want kinders het ook maar julle dinge wat julle moet dra, nee. Maar ek dink baie van ons voel dalk vanoggend, joh, Eldrey, ek voel eintlik maar net 'n bietjie uitgeput. Ek voel maar 'n bietjie moeg. Ek praat nou nie van liggaamlik moeg nie, dit kan ook waar wees, maar veral geestelik, veral emosioneel. Voel baie van ons, en ek weet ek, maar eintlik maar moeg. En hierdie moegheid lyk natuurlik dan nou anders vir elkeen van ons, soos ons vanoggend hier so sit. Want hier sit vanoggend natuurlik van ons 60-plussers, soos ons hulle noem, ek wil nie sê bejaardes nie, want ons ouer mense in hierdie gemeente, wat ouer is as 60, as jy hulle so sien, gaan nie dit nooit sê nie, hulle is nog aan die gang. Maar as jy nou vanoggend hier so sit en jy is 60 jaar of ouer, ons 60-plussers, dan kan jy miskien vanoggend, sal jy vir my sê, Eldrey, maar ek voel vanoggend dalk maar net so 'n bietjie moeg vir hierdie liggaam van my, wat nie altyd meer wil doen, wat hy vroeër jare gedoen het, toe ek nou nog 'n jong man of 'n jong meisie was nie. Of jy kan miskien vanoggend sê, weet jy Eldrey, my kinders is almal uit die huis uit, op hulle eie, en dis maar net ek, in my ou woonstelletjie, of in my kamer, of in my huis, waar jy ook al bly, en party daaraan vang die alleenheid my maar so bietjie. Miskien sal jy dit vanoggend sê. Ek is vanoggend maar net so bietjie moeg vir die alleenheid. As jy vanoggend hier sit en jy is dalk een of ander 'n skoftewerker, miskien 'n fabriekswerker, of miskien is jy in die polisiediens, of kantoorwerker, maak nie saak nie. Maar jy kan miskien vanoggend hierso sit en jy sê, weet jy Eldrey, na 'n lang skof wat ek werk, voel ek maar baie keer asof ek maar net 'n nommer is vir my werksmense. Ek is maar net nog 'n nommer tussen almal. Of as jy vanoggend hier sit en jy het miskien nie werk op hierdie oomblik nie. Jy is iemand wat werkloos is. Dra jy vanoggend miskien 'n sielsmoegheid in jou hart wat sê ek probeer en ek gee my CV's in en ek stuur dit uit, maar ek kry maar net nie enige terugvoer, ek kry nie 'n werk nie. En dan het ek hierdie finansiële stres wat ek op my skouers moet dra, te wonder waar gaan die volgende stukkie kos vandaan kom, hoe gaan ek my dinge betaal wat betaal moet word. En ja, inderdaad, selfs ons kinders, ons tieners, is ook baie keer moeg, want daar is mos maar altyd die druk op ons jongmense se skouers, om te presteer, weet baie van ons sportsoorte, jy moet absoluut uitblink, of dalk is dinge vanoggend maar net nie te lekker daar by die huis, waar jy is nie. Daar's net nie lekker dinge tussen jou en die res van jou huismense nie. Ja, so kan ons elkeen vanoggend maar ons eie storie vertel van Eldrey, dit is wat my eintlik moeg maak. En ons leef, om dit dan nou nie makliker te maak nie, ook immers in 'n wêreld wat sê, of wat eintlik die boodskap vir 'n mens oordra, as jy daar op die social media opgaan, en jy sien al daai posts van hierdie ene was weer daar gewees, en hierdie ene het dit gedoen, en Facebook, en TikTok, en Instagram, dan kry jy die boodskap van, jy is net die moeite werd, as jy iets kan produseer, of as jy baie ryk is, of as jy baie dit is, of as jy baie dit is. Jy kry die hele tyd daai boodskap van, jy moet iets doen, om die moeite werd te wees. Nou,
om terug te kom na hierdie gedeelte toe vanoggend. In Jesus se tyd, okay, daar was toe nou nie Facebook en Instagram en daai goed is gewees in Jesus se tyd nie. Maar in Jesus se tyd was daar godsdienstige leiers, soos die fariseërs en die skrifgeleerdes, nê. Maar hulle moes daai klomp manne wat op die ou end gesorg het dat Jesus gekruisig is. Maar in daai tyd waarin Jesus homself bevind het hierdie fariseërs en skrifgeleerdes, die godsdienstiges, die godsdienstleiers, het hulle nogal op 'n manier dieselfde ding gedoen. Want hulle het die mense, die volk Israel van daardie tyd, het hulle kom oorlaai met swaar laste. Swaar godsdienstige laste. Hulle het onder andere, en dit is nou die waarheid, 613 verskillende reëls gehad rondom die wet van God. Moets en moenies. Hoe ver jy mag loop byvoorbeeld op die Sabbatdag. Hoe jy dit moet doen en hoe jy dit moet doen en wat jy nie mag doen nie. Hulle het self, en ek moes lag toe ek die en lees, hulle het selfs uitgestippel of jy 'n luis, soos hulle sê nou maar 'n bosluis of een of ander tipe aaklige gogga. Of jy 'n luis mag doodmaak of nie doodmaak nie. Wanneer jy jou mag doodmaak of nie doodmaak nie. Ek bedoel, ja, dit was die tyd waarin Jesus geleef het op aarde. So godsdiens was in daardie tyd 'n uitputtende, amper soos 'n eksamen. En ek het nog van min kinders op skool gehoor en mense op universiteit of waar ook al, hulle moet eksamens skryf op toets. Ek het nog van min van hulle gehoor wat sê, eksamen is lekker, ek kan nie wag vir die eksamen nie. Of is ek verkeerd? Wat sê julle kinders? Marlene? Hou jy van eksamen? Sy sê nee. En hou julle van eksamen? Okay, julle hou van eksamen, man, kyk dan is ek trots op julle, hoor. Maar ek dink die meeste kinders is nie baie mal oor eksamen nie. En nou ja, in daai tyd van Jesus, toe het dit gevoel om al hierdie moets en moenies te moet nakom, wat hierdie fariseërs en skrifgeleerdes uitgedink het maar gevoel soos 'n toets of 'n eksamen vir die mense. Maar wat doen Jesus? Jesus staan op en hy sien die mense se harte raak. Hy kyk na die 60-plusser, nie net in daardie tyd nie, maar ook vanoggend soos ons hier sit en daar by die huis aanlyn ingeskakel is. Kyk Jesus vanoggend na ons harte. En hy kyk na jou as 60-plusser se hart en hy sien jou liggaamlike broosheid dalk. Of hy jou alleenheid sien hy raak. En Jesus kyk vanoggend na die werker. Mans en vrouens wat hard moet werk vir hulle brood en botter op die tafel te kry. Sien hy jou seer rug of jou moegheid sien Jesus raak. Jesus kyk vanoggend na die wat nie werk het nie, die werklooses. En hy sien die leë hande vanoggend raak van iemand wat nie werk het nie. En Jesus kyk selfs vanoggend na ons kinders, ons tieners, en hy sien julle ook raak. Jesus ken julle harte vanoggend. Hy weet wat in julle harte ook vanoggend leef. Jesus weet, hy ken elkeen van ons so goed. En dan sê Jesus iets wonderliks. Hy kom sê nie vanoggend vir ons, werk harder, doen beter, presteer beter, sit meer in nie. Nee, wat kom sê Jesus vanoggend vir jou as jy uitgeput is, as jy moeg voel, as jy dalk sommer net hopeloos voel. Hy kom gee 'n radikale uitnodiging vanoggend vir elkeen van ons. En dit doen hy hier in Matteus hoofstuk 11. Kom ons lees gou daar, wat sê Jesus vir daardie tydse mense wat moeg was van al die moets en moenies en reëls en regulasies van die fariseërs en die skrifgeleerdes, maar ook vir jou en vir my vanoggend, daar van vers 28. Kom na my toe,
almal wat uitgeput en wat oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek, Jesus, is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Dit is wat Jesus vanoggend vir elkeen van ons kom sê. Hier staan dit, ons het dit gelees, wat net op een of ander manier moeg is, net oorlaai voel. En wat so ekstra spesiaal is dat Jesus vanoggend as hy hierdie uitnodiging rig aan elkeen van ons wat hier sit en aan elke ander mens, dan sê hy nie vir jou, doen eers dit, of kry eers dit reg, of sorteer jouself eers uit, of sorg eers dat jy so lyk, of dat jy dit doen, of dat jy dit bereik het nie. Jesus stel nie vanoggend daardie voorwaardes nie, soos wat die wêreld baie keer doen nie. Maar Jesus sê vanoggend, kom net soos wat jy is. Net soos wat jy is. Just as I am. Jesus sê, kom vanoggend net soos wat jy is. En kom na hom toe. Maar sien, baie keer is ons probleem, en ek weet ek is self skuldig daaraan, dat ons weier om ons laste en die dinge waarin ons baie keer swaar dra, soos bekommernisse, of probleme, of dinge wat ons ongelukkig maak, dat ons baie keer weier om dit werklik by Jesus te kom neersit. Dis soos iemand, kom ons sê nou maar, is 'n jong man, wat daar op die vliegtuig moet klim, iewers heen moet vlieg, en hy het 2 baie swaar rugsakke, wat hy dra, saam met hom. En hy is so bekommerd oor hierdie 2 rugsakke, dat hy hulle toe nou nie in die bagasieruim laat sit nie, maar hy vat dit saam met hom op die vliegtuig op. Hulle laat jou mos darm toe om so 'n bietjie van jou handbagasie deesdae ook darm saam met jou op die vliegtuig te vat. En hy vat hierdie 2 swaar rugsakke, en in plaas om soos die ander passasiers in daar in daai bagasiekajuit wat so bokant 'n mens se kop is, bokant die sitplek, in plaas van om dit daarin te laai, hou hy hierdie 2 swaar sakke hier op sy skoot. En as hy dit die hele tyd so sit en vashou, dan kom die lugvaartwagter verby en sê, meneer, jy moet daai goed asseblief daarbo bære, jy mag dit nie so op jou skoot hou nie. Maar dan sê hy, ek moet dit vashou, dit is baie swaar, ek moet dit by my vashou. En dan sê die lugvaartwagter vir hom, maar meneer, besef jy dat die vliegtuig is sterk genoeg om hierdie 2 swaar sakke van jou vas te kan hou. Jy hoef dit nie te dra nie, want die vliegtuig dra jou saam met die 2 sakke. Dis hoe ons baie keer is. Ons hou hierdie swaar laste, soos daardie jong man, vas en dink ons alleen moet dit dra. Maar Jesus wil ons dra. Hy kan ons dra saam met ons laste. Ons moet hierdie rugsakke, om dit so te sê, hierdie vrese wat ons saam met ons dra, hierdie bekommernisse, moet ons by Jesus los. Want hy is God almagtig, ons het dit net nou gesing. Hy kan dit ten volle dra. Ons hoef nie. En dan kom ons terug by hierdie pragtige gedeelte wat ons nou gelees het oor die juk. Nou, daar is ons kinders. Wie van julle was al ooit op 'n plaas gewees? Steek gou jou hand op. 'n Hele paar van julle was al ooit op, my liewe aarde, ek het dit nou nie besef nie, so julle was al op 'n plaas. Dan gaan julle heel moontlik weet waarvan ek nou praat. Want, en Jesus het hierdie beeld gebruik, want dit was bekend in die Bybelse tyd ook gewees, dat 'n juk is mos so, ek moes nou eintlik 'n prentjie saamgebring het, maar dit was so 'n ding wat uit hout gemaak is, en dan was dit hierso op die, sê nou maar op die osse se nek gesit, né? Dit is 'n juk. Dit was so 'n hout ding, so dwars hout ding wat so op hulle nekke gesit is. En dan het hulle saam met mekaar 2-2, sê nou maar die lande geploeg of iets dan nou getrek.
En Jesus was natuurlik ook 'n skrynwerker geweest, nee, hy was iemand wat met hout gewerk het. Hy was 'n timmerman. Jesus se sy dankie tannie Rihanna. Jesus se pa, Josef, nee, sy aardse pa, was mos ook 'n timmerman geweest. Hy was 'n skrynwerker. So Jesus het heel waarskynlik toe hy 'n kind was, terwyl hy groot geword het hy saam met sy pa, sy aardse pa Josef, houtgoedjies gemaak, heel waarskynlik. Ons lees dit nie in die Bybel nie, maar 'n mens kan dit maar aanneem, want die seuns het mos maar gewoonlik gevolg dit wat hulle pa doen. So Jesus was heel waarskynlik ook betrokke geweest by hierdie houtwerk, en hy het weet hoe werk dit as 'n mens 'n juk vir osse of trekdiere sou maak uit hout uit. En Jesus gebruik dan hierdie pragtige beeld oor hierdie juk. Want wanneer hierdie juk gemaak is deur die houtwerker of die skrynwerker of die timmerman, dan sou die osse op wie se nekke hierdie, gebruik nou os as 'n voorbeeld, hierdie juk moes pas, dan sou hulle nekke presies gemeet gewees het om te weet hoe groot hierdie juk moet wees. So, dit sou presies gemeet en gepas gewees het om op hierdie osse se nekke te pas sonder om hulle vel stikkend te skaaf. En Jesus gebruik dan nou juis hierdie woord as hy sê, my juk is sag. Dit beteken, my juk pas goed, of dit is vriendelik vir die vel. En daaruit kan ons vanoggend hoor, Jesus sê, as ons hom volg en leef soos wat hy van ons vra, dan sal die pad nie maklik wees en maanskyn en rose nie, maar dit sal ons nie vernietig nie. Ons sal kan, soos hulle Engels sê, manage, ons sal kan cope, as ons Jesus se juk op ons neem. En hoe werk hierdie juk dan? Hoe het die juk in daardie tyd gewerk? Weerens baie prakties. Jesus het mos maar praktiese voorbeelde gebruik wat die mense van daai tyd sou verstaan. So die boere of die mense wat hierdie trekdiere gehad het met die juke op hulle nekke, het dan altyd die gebruik gehad dat hulle eers 'n ouer os sou hê wat nou al die ding geken het. Hy het geweet hoe om die ding te doen, as hy sê nou maar die lande moes ploeg. En dan sou die boer 'n ander jong bulkalf neem, wat nou nog van niks weet nie. Hy's nou maar nog eintlik baie jong. En dan sou hy hierdie jong kalf saam met hierdie ouer os inspan, sodat hulle twee saam dan hierdie juk, twee van hulle, op hulle skouers sou neem. En dan aan die begin kan 'n mens mos nou maar vir jouself indrink, sou hierdie jong kalf wil huppel en spring en rondspring en vinnig hardloop. Maar wat gebeur dan? Elke keer as hierdie jong kalf sou ruk of probeer rondspring, dan sou hy sy eie nek seer skuur of skaaf, omdat hy dan nou teen hierdie groot os wat stadig en gedwee stap, omdat hy die dinge ken, omdat hy eintlik maar teen hierdie groot os wil probeer veg. Maar hierdie groot os sou dan stadig, rustig, tree vir tree stap vorentoe. En dan sou hy die swaarste las, sou hy eintlik dan nou dra, en hy sou die rigting bepaal, want hy ken mos nou al die pad, hy weet hoe hy moet stap. En dan eers wanneer hierdie jonger kalf sou kalmeer en 'n liggie aangaan hier in die gedagtes om te besef, luister, ek moet nou aanpas by hierdie ouer os wat langs my stap, en ek moet begin bedaar en stap soos wat hy stap. Wat sou dan gebeur? Dan sou hierdie seer op hierdie jong kalf se nek begin verdwyn. Die pyn sou ophou, want hy leer om aan te pas by die ritme van hierdie ouer ervare os. En so sou hulle dan nou die taak kon afhandel. Ek wil nou nie vanoggend vir ons vergelyk met 'n jong bulkalf nie. Ons word in die Bybel vergelyk baie keer met 'n skaap, maar dis nou weer 'n ander dag se preek daardie.
Maar kom ek sê, ons is baie keer, in 'n geestelike sin dink ek, soos hierdie jong bulkalf, omdat ons teen hierdie juk, as ons dit so mag sê, wat Jesus vir ons uitnooi om te dra, sy juk, omdat ons daarteen wil veg. Want ek weet, ek wil baie keer vinniger, met respek gesê, as God hardloop. Ek wil baie keer hê, dinge moet vinniger gebeur. Ek wil baie keer môre se probleme al vandag probeer oplos. Of my vandag bekommer oor môre. Maar in Jesus se juk, as 'n mens hom volg en toelaat dat hy jou lei, soos wat hy ons hier uitnooi, dan leer ons om te stap in die ritme van Jesus se genade. Hoe Jesus ons leer om die lewe te hanteer met al sy uitdagings en al sy probleme. Want die koning van die heelal, Jesus self, wil langs my en jou kom stap. En hy wil die swaarste deel van ons probleme, van ons laste, van ons moegheid, wil hy kom dra. Hier het ons dit gehoor. Hy nooi ons uit, hy sê, kom na my toe, neem my juk op jou. Want Jesus is met respek gesê, dan kan 'n mens sien soos daardie ou os, daardie ervare os wat presies weet wat en hoe en waar, en wat die swaarste deel van die las op sy skouers geneem het. Hy het immers die wêreld se sonde op sy skouers gedra daar aan die kruis. Hoe maklik kan hy dan nie jou en my probleme saam op sy skouers neem? So ek wil afsluit, Jesus nooi ons vanoggend om met ons moegheid, met ons probleme, met ons bekommernisse, met ons laste, eenvoudig na hom toe te kom en ware rus by hom te kom kry. En so die 60-plussers wat vanoggend hierso is, miskien is jou broosheid van jou liggaam, van jou siel, soos wat die ouderdom aanstap saam met jou, dalk is dit juist die plek waar jy kan leer dat jy saam met Jesus ook daardie deel van jou lewe, van jou lewenspad mag en moet saamloop. En die mense wat so hard moet werk, die fabriekswerkers of die skoftewerkers of watter werk jy ook al mag doen, onthou môre as jy na die fabriek toe gaan of as jy daar agter jou lesenaar moet gaan inskuif of noodwerkers, polisiemanne wat daar moet uitgaan en die geveg, die misdaad eerstens moet probeer beveg. Onthou dan, jy is nie alleen nie. Jy is saam met Jesus ingespan as jy kind van God is. En as jy vanoggend hier sit en jy is miskien iemand wat nie op hierdie oomblikke werk het nie, jy's 'n werklose, jy hoef nie 'n indrukwekkende CV te hê om vanoggend deur Jesus aanvaar te word. En meer nog, om deur Jesus liefgehad te word nie. Hy ken jou, net soos wat jy is. En ons kinders, julle hoef nie vanoggend perfek te wees of 100% te kry vir al julle toetse of vir al julle eksamens nie. Dis nie nodig vir Jesus om julle lief te hê nie. Hy het julle lief soos wat julle is, en julle is vir hom kosbaar in sy oë. So kom ons hou op, praat van myself eerste ingesluit, om ons eie laste, ons eie gewig, ons eie probleme, ons eie bekommernisse te probeer dra vanoggend. Kom ons haal daardie spreekwoordelike rugsakke wat ons baie keer saam met ons dra, van ons rug en van ons skoot af. En ons sit dit vanoggend voor Jesus se genade troon neer, soos wat hy ons uitnooi om te doen. En onthou, Jesus nooi ons uit om sy juk op ons te neem. Dit beteken om die pad saam met Jesus te stap, om die Bybel te lees, want daar leer 'n mens hoe Jesus wil hê ons moet lewe. En as ons dit doen, deur die krag wat sy Gees ons gee, dan sal ons inderdaad geseënd wees en sal ons die pad reg kan stap. Want Jesus se juk is sag. Jesus se las is lig. En by hom, net by Jesus,
sal ons waarlik rus vind. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net weer deur die so bekende gedeelte kon herinner word daaraan, dat dit eintlik sinneloos is, alhoewel ons dit so maklik doen, om ons eie probleme en ons eie laste te probeer dra. Jy weet, baie van ons het vanoggend hier en ons is dalk sielsmoeg. Ons is net moeg om te moet probeer. Ons is moeg om te probeer werk soek. Ons is moeg om te moet presteer. Ons is moeg om laste en finansiële bekommernisse op ons skouers te dra. Selfs ons kinders, ons jong mense in vandag se lewe, die dinge wat hulle ook baie keer moet mee worstel. Here, U ken elkeen van ons vanoggend en ons kom en ons sit al hierdie laste, hierdie probleme, hierdie bekommernisse sit ons net weer opnuut voor U genade troon neer. Daardie genade troon waarvan Hebreërs vir ons sê dat ons vrye toegang het tot U genade troon, Here. Dat ons juis moet kom sodat ons U genade en barmhartigheid op die regte tyd kan ontvang. Dankie dat ons dit vanoggend kan doen in U wonderlike naam. Amen.